baie welkom vanmôre saam met ons in die huis van die Here. Ek hoop dat jy bly is om hier te wees. Dit is my lekker om terug te wees. Ja, kom ons gee vir die Here 'n lekker hand. Prys die Here. Halleluja. Nou, ek wil eers net baie dankie sê dat julle vir die bestuur en Belien wat in my afwesigheid so mooi na die gemeente gekyk het. Dit was lekker om weg te wees, maar dit is verseker lekkerder om terug te wees. Amen. Ons het baie bevoorreg vanmôre om Pastoor Marius, oom Marius, is ons maar met hom gewoonlik omgaan, dan die Journey vanmôre saam met ons te hê. Hy gaan ook die woord van die Here aan ons voorhou. Kan ons net vir ook 'n lekker Parys welkom gee. Ek hoop dat jy verwagting het vanmôre, want die Here gaan met ons ontmoet. Amen. Wil jy net na iemand toe draai wat jy dalk nog nie gegroet het nie? Sê net vir hom of haar welkom vanmôre in die huis van die Here. Mag jy dit saam met ons geniet. Halleluja. En mag jy ook uit die Here se hand uit iets kosbaar ontvang vanmôre. Amen. Prys sy wonderlike naam. Nou, ons gaan hierdie diens open met gebed. En ons 'n paar gebedsversoeke. Ons gaan vanmôre bid vir Suster Martie Meinhard wat lekker is nie. Dan ook aan Dorien se moeder. Louis Botha wat dinsdag gaan vir 'n nie vervanger. Is daar vanmôre nog behoeftes dat ons voor die Here se aangesig kan doen? En onuitgesproke versoeke. Terwyl ons vanmôre gaan open met gebed, wil jy net jou hande opsteek en sê Here sê vir my ook vanmôre raak. En met dankbare harte. Die Here is vir ons goed, prys die Here. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Vader van ons Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om in die huis van mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons vanmôre weer dat U in ons midde is. En dankie dat U vanmôre bewus is van een en elkeen wat hier ingestap het vanmôre. Dankie dat U elkeen se hart ken, elkeen se behoefte is vanmôre by U bekend en U het ook die hande gesien wat opgaan. En ons wil bid en vra Here dat U vanmôre ook by elkeen sal kom stil staan, dat U elke siekte sal aanraak, dat U elke omstandigheid sal verander, Here, dat U al die eer daarvoor sal kry. Baie dankie ook vir hierdie diens wat voor lê. Ons wil bid en vra dat U ons ryklik sal seën, Here, wat ons vanmôre ook al sal doen. Ons gaan vanmôre ook die nagmaaltafel geniet. Ons bid dat U dit sal seën, Here, die sange, die itemme wat daar dalk sou wees, die woord wat sal uitgaan, Here, dat U deur dit alles verheerlik sal word. Dankie vir die goedheid en guns vir ons, Here. Ons wil bid dat U soete Heilige Gees vanmôre in en deur ons sal beweeg. Ons wil vanmôre ons harte en ons verstand oopstel en sê, Here, kom werk vanmôre in ons soos wat U wil. Dankie vir die genade oor ons. Bid ook vir die wat nie vanmôre hier kan wees nie, maar dat U ook by hulle sal stil staan, as ons ook sal versterk. Ons eer U vir alles wat U vir ons doen en beteken. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Nou, ons het 'n gewoonte hier by ons dat ons eerste liedjie wat ons Sondagoggende sing, is 'n Sondagskoolliedjie. Nou ons gaan vir al die Sondagskoolmaatjies, wil julle nie gaan vir ons vorentoe kom nie asseblief. Nou hulle het hierdie liedjie geleer so maand terug. En hulle wil nou vanoggend vir die groot maatjies leer. Okay. Nou kom kan dan gaan jy vir ons die woorde so lank opsit asseblief. Nou julle weet hoe werk dit. Die maatjies, die klein maatjies gaan saam kyk watter van die groot maatjies wys nie saam nie. Nee, dis nou nie 'n nuwe ding nie, julle weet dit. Nou hierdie eerste woorde sê, I don't want to be a rock star. Okay, so vat nou jou gitaar, net jou. Okay? So I don't want to be a rock star. Okay? I don't want to be a pop star. I don't want to be a punk star. I just want to be a star for Jesus. Okay, het julle? So I don't want to be a rock star. Almal wat lyk my weet nog nie werk rockstar. Rockstar is so. Mag gou ek sien. Okay, popstar. Okay, funkstar. Star for Jesus. Okay, nou die tweede stukkie sê, I want to bang my head, dan moet jy so maak. Almal gou. Dan nou, meestal vir ons wil ek bang my head. Ja, net so. Okay, now I want to jump for joy. Okay, shout it out. I'm a star for Jesus. Okay, jump for joy so in die ronde, soos Abigail. Okay, gaan ons om try. Okay, dan onthou, as hulle nie saam met my sê, gaan ons dit oor doen. Of ons gaan Vader Abraham doen. Okay, so reg. I don't want to be a rock star. I don't want to be a pop star. I don't want to be a pop star. I just want to be a star for Jesus. I don't want to be a pop star. I don't want to be a pop star. I don't want to be a pop star.
Nou, by die klank is maatjies wat nie saamwerk. Die gaan nog weer. I want to bang my head. I want to jump for joy. I want to shout out loud. Well, I'm the Son of Jesus. I want to bang my head. I want to jump for joy. I want to shout out loud. I'm the Son of Jesus. Praise the Lord. Baie dankie. Julle kan maar weer gaan sit. Prys die Here. Ons gaan sulke liedjies in die winter doen. Prys die Here. As ek dink aan die goedheid van die Here, en aan alles wat hy vir my doen, en aan my halleluja, prys die Here, prys die Here. As ek dink aan die goedheid van die Here, en aan alles wat hy vir my doen, en my halleluja,
Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. 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 Oh, glory, praise the Lord, lift it up. Hallelujah. Hallelujah. Let your glory fill this house. Let your glory fill this house. Let your praises fill our hearts. Let His grace offer unto you. Be a sacrifice of praise. Let your glory fill this house.
Voordat die sondagschoolbaadjies gaan uitgaan, wil ek vra dat Abigail gaan vir ons gaan vir julle 'n liedjie sing. Sing like never before, oh my
Amen, al die sangstelmaatjies, julle kan vir ons uitkom asseblief. Prys die Here. Maar die gedagte sou wees dat ek daarom net vir julle 'n bietjie terugvoering gee oor ons trip wat ons nou gehad in Mosambiek toe. Ek wil nie nou te veel sê, ek sal later vir ons 'n slideshowtjie wys en bietjie meer vertel. Maar die Here het ons geseën, ons het 'n goeie tyd gehad. Dit is baie ver en die paai is baie lelik. Maar die Here het ons geseën. Ons het toe ons so toe ry, sien ons van die bande het 'n spyker in. En ons het 6000 kilos gery met 'n spyker in die taai. En hy het nie afgewas, en net vir julle dankie sê. Die spaar wil net daar gebly. En ja, prys die Here. Ons derde laaste nag daar, toe ry ons en ons was op die plekkie waar ons bly. So ons ry nie eens in die straat nie. En toe Corneille so met die bakkie regs draai. Toe voel ons die bakkie lê so snaaks. Iets is nou fout, ons dog toe. Dis nou daai taai. Toe die ball joint mos afgebreek. Heeltemal uitgehoor. En nou staan ons daar vanmôre wil ons terug Suid-Afrika toe. En een van die manne sê daar, nee man, dis 'n Toyota, ons weld hom. Die vat 'n washer by hom oop, sit hom daaroor, druk hom in, weld hom, en ons het gery tot by die huis. Die Here het ons geseën. En die Here help ons wanneer ons sulke tipe goeders doen. Wonderwerke wat gebeur. Wanneer jy uit jou comfort zone so 'n bietjie kom en sê, Here, gebruik my daar waar U wil. En baie dankie vir julle gebede, dankie vir julle omgee, al die boodskapies, waardeer dit regtig, maak die Here julle ryklik seën. Amen. Ek wil nou nodig tyd opneem nie, ek wil graag vir Marius aan die woord stel, ons is opgewonde om te hoor wat die Here vanmôre vir ons uit sy woord uit wil sê. Amen. Ons gee net vir hom 'n lekker hande klap. Manne sou sê, as dit 'n Ford was, het die ball joint nie gebreek nie. Dis so lekker om vanmôre hier by u te wees, prys die Here. Jean, ek wil, ek is dalk 'n bietjie hard, ek wil dankie sê vir die verskriklike groot poging dat julle 4 manne ingesit het, Frikkie, jy en Corneille, as regtig van die Here dat Corneille bereid was om saam te gaan. Ek sou baie bekommerd gewees het oor jou as julle alleen gegaan het vir die blote feit dat dit help net as daar mense is wat ook die omgewing ken en hulle is baie meer vertroud met dit. Maar julle pastoor is ons kerk, pastoorspaar, is ons kerk se nuwe sendingsdirekteur wêreldsending, en ek weet nie of julle weet wat 'n geweldige verantwoordelikheid op hulle skouers rus nie. Dit gaan beteken dat hulle met tye soos nou van die gemeente af gaan wegwees. Goeiemôre Daan, goed om julle te sien. Hulle van die gemeente af gaan wegwees by tye, of hy spesifiek, en dat julle vir hulle sal moet bid soos nooit van tevore nie. Wêreldsending is dalk in die tyd waarin ons lewe die moeilikste departement om te hanteer vir die blote feit dat die nood so geweldig is. En glo my dat dit help nie, jy vat vir iemand 'n stukkie geestelike brood en sy maag is honger nie. Ongelukkig is daar ook 'n geldnood. So dit gaan gepaard met sending deur al die dekades, maar spesifiek in die tyd waarin ons lewe, hulle is nou op vir 'n kerkie wat in mekaar gesak het. En ek glo, Pastor Jean het vir julle gewys hoe het die kerkie gelyk. Dis maar 'n redak kerkie, dis karig. Vir ons sou dit amper onaanvaarbaar gewees het om in so 'n plekkie te moet kerk hou. Maar ons het gesien in Indië dat mense 30 kilometer ver loop om by 'n diens te wees in 'n ou klein gehuggie wat nie eers vensters het nie. Dan staan hulle bo op mekaar en sit bo op mekaar net om 'n plekkie te kry. So, hierdie is 'n geweldige taak. Brei net julle hande uit oor julle pastoorspaar en sê, Here, help hulle, seën hulle, gee oop deure, maak voorsiening ver bo die verwagting. Want regtig,
het hulle die gebeure nou meer as ooit nodig. Parys, dis lekker om hier te wees. Dis lekker om hier aan te kom en te sien hoe netjies alles is. Ek het nog nie gesien hoe lyk julle nie. Ek het nou die nuwe mansbadkamer gesien. Gaan nou kyk hoe lyk al die pragtige goed wat hier gedoen is, maar laat my julle komplimenteer op julle baie mooi matte. Dink julle nie dis mooi nie? Dit lyk soos 'n auditorium. En ek weet nie of julle weet dat julle sit in die gerieflikste stoele van lede in Christuskerk. Moet net nie gerieflik raak nie, hoor, prys die Here. Sit maar op die punt van jou stoel, maar dis so mooi, julle, die gebou is so pragtig opgegradeer. Baie dankie, Jean en Malene en die bestuursraad vir hierdie geweldige poging wat van julle kant af ingesit is. Julle weet, julle het van die beste sang en musiek in die land. Ek verlustig my elke keer as ek hier kom in die pragtige wyse waarop die sang en musiek aangebied word, en dit was vir my so aangenaam vanmôre saam met die kindertjies. Man, weet julle, dit gaan goed met julle. Prys die Here, sê net bietjie dankie Here. Gaan goed met ons op alles. Pastoor Samuel was die vorige pastoor. Ek wil dit waag om te sê dat in die geskiedenis van Parys het dit nog nooit so goed gegaan soos vanmôre nie. Prys die Here. En julle kan dit aanvaar. Ek is 36 jaar in die omgewing, so ek verstaan wat ek sê. Prys die Here. Ek so bly vir 'n klompie ou gesigte wat 'n leeftyd saam met ons kom, Tannie Bes daan, hulle Antoinette en Dani wat vanmôre hier is. Prys die Here, sy is my meisiekind. Bly vir elkeen wat hier is van die ouer garde wat daar van Pretoria afkom. Ons is so bly om hulle te sien. En ek is bly van die onderwysers het ook behoefte om na die preek te luister. Prys die Here, bly dat hier is. Dis lekker om in Parys te wees. Ek hou van positiwiteit. Die slegste ding op aarde om mee te doen te hê is 'n negatiewe mens. 'n Negatiewe geselskap. Weet u dat, en dis nie waaroor ek wil preek nie, maar laat my nie toe om dit vir u te sê. Weet u daar's 'n positiewe krag in negatiewe woorde of negatiewe geloof? Met ander woorde, dit wat jy negatief uitspreek, net soos dit wat jy positief uitspreek, dit wat jy negatief glo, net soos wat jy positief glo, gebeur. Die duiwel werk op negativiteit. Ons noem dit net nie geloof nie, ons noem dit ongeloof. Maar dis geloof in 'n verkeerde rigting. En dis die Bybel sê, gee aan die duiwel geen plek en dat hy soek net so skreef nie. En as hy inkom by daai deur, glo my, hy sal die deur oop skop en hy sal doen wat jy hom die reg gee om te doen. Daarom sê die Bybel, gee aan die duiwel geen plek nie. En ek is so dankbaar, hier is positiewe mense vanmôre by mekaar. Gaan we praat oor 'n element van geloof. Laat my jou net iets vertel wat ek al baie plekke vertel het, maar dit bly vir my 'n baie kosbare iets oor die pappa wat 2 seuns gehad het, tweelinge. Hulle verjaarsdag. En hy vat hulle op met die trappe na die groot dubbelverdiepinghuis en hy stoot die eerste ouetjie se kamer deur so oop en die kamer is vol met splinternuwe battery speelgoed. En die ouetjie gaan staan so moedeloos teen die kusyn en sy pa vra hom, "Wat nou?" Hy sê, "Pa, waar moet ek batterye vir al hierdie goed kry?" En hy stap na die volgende ouetjie se kamer toe en hy stoot die deur so stadig oop en hier lê 'n hoop mis, pere mis. En hierdie ouetjie duik onder hierdie mis in en jy sien dit mis alle rigtingspad. En sy pa vra hom, "Wat maak jy nou?" Hy sê, "Pa, as hier so baie mis is hier ergens 'n pony hier was." Ek hou van ponymense. Sê ja nie. Ek hou van ponymense. Sê dit, ek glo in Jesus. Ek glo in Jesus. Sê vir julle langs jou, ek is 'n ponymens. Nou ek gaan vanmôre preek vir ponymense. Prys die Here. 1 Korintiërs 16 vers 9. Jy hoef dit nie eers te lees nie. Ek wil net ek wonder, ja, julle het nie dalk die skrif op die skerm nie. As jy hom gou kan opsit, want dit sal werk as ons hom saam lees. 1 Korintiërs 16 vers 9. 1 Korintiërs 16 vers 9. Dat hulle hom net gou vir ons opsit. Ek weet nie vanmôre of ons heeltemal eers besef hoe sleg dit met die wêreld gaan. Baie negatief, maar 'n werklikheid. Gaan verskriklik. Dit het in die geskiedenis, dink ek, van die mensdom, was die mensdom nog nie in die ellende waarin die aarde vermoere verkeer nie. Die profeet sê die aarde waggel
soos 'n dronk man in sy wee. Ek wil gou vir u iets noem. Nie 100 jaar gelede nie, was daar net 3,5 biljoen mense op aarde. Dit was na bykans 6 eeue, bykans 6000 jaar, ekskuus. Na bykans 6000 jaar. Nie 100 jaar verder nie, het die populasie van die mensdom nie verdubbel nie, amper 1 en 'n kwart keer groter geword as die 3,5. Ons is op pad na 8 biljoen mense toe op die aarde. Weet jy hoeveel mense wil vanmôre eet, wil vanmôre bou, wil vanmôre leef, wil vanmôre op een of ander manier geld verdien, en die aarde bly net nie voor om te bly produseer aan hierdie verskriklike wrede wese genoem die mens nie. Die waarheid is dat Pastoor Samuel die laaste 2 jaar, dink ek, was vir ons ondenkbaar. Wie het kon dink dat jy vir 5 weke op verpligte verlof gaan wees in jou huis toegesluit en jy mag nie eens uitgaan om die gras te sny nie. 'n paar ouens was baie bly oor dit. Hulle het in ons straat, as jy by die hek uitgestap het, 2 keer gebeur met die eerste lockdown, as jy by die huis uitgestap het, dan staan daar 'n polisiemotor so end af in die straat, dan sit hy net sy sirene so aan, en sê poet, dan verstaan jy moet terug in by die hek, jy mag nie uit nie. COVID was 'n verskrikking. In ons eie kerk het ons meer begrafnisse gehad in die laaste jaar, as wat ek in my hele bedieningsloopbaan gehad het. Daar was van 36 jaar, daar was net ongelooflik, van ons wonderlikste pilare, dalk hier in Parys ook, ek onthou nou nie almal wat weg is nie, maar wonderlike mense, wat skielik huis toe is. Suid-Afrika is vanmôre ekonomies in baie groot moeilikheid. Nie net is dit die petrolprys en al hierdie tipe van goed nie, maar die bietjie wat daar nog oor is, steel hulle. Die waarheid is dat in die wêreld is daar vanmôre rep en roer. As dit nie Rusland nou met Oekraïne is nie, sal dit 'n ander ene wees. Al is dit Suid- en Noord-Korea, maar daar's voortdurend staan die wêreld op die randjie van een of ander iemand wat mal genoeg gaan wees om 'n verkeerde knoppie te druk en dalk 'n kernwapen los te laat, en ons kan in 'n oomblik kan hierdie aarde in ellende wees. Dis waar ons is. Suid-Afrika is in die wêreld die 10de grootste drankmisbruikende land in die wêreld per capita. Ons gebruik in al die lande wat dwelms gebruik, word ons gekategoriseer onder die 2de grootste groep dwelmgebruikers per capita in die wêreld. Dit gaan sleg. En nou sê die woord. Lees dit saam met my. Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. En daar was baie teestanders. Lees dit weer dat ek net hoor. Want 'n kom ons lees dit net in die lig van dit wat ek nou gesê het. Die paar goedjies wat ek vir jou verstel het. Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. Wie van u hoor hierdie tipe goed en hierdie trant van gesprek nie net oor die nuus en in die koerante nie, maar elke dag? As jy iemand raakloop, dan vertel hulle jou hoe sleg gaan dit, hoe swaar gaan dit, hoe ellendig gaan dit, hoe erg is dit in Mosambiek, en hoe vreeslik gaan dit oor die wêreld. Hoor julle dit ook elke dag? Ek en my vrou het al vir maande 'n ooreenkoms, ons luister nie eers meer nuus nie. Ek het nie een keer eers na hierdie, ek weet nie wat moet ek anders noem, hierdie gemors, wat besig is om plaas te vind tussen Rusland en Oekraïne. Ek wou nie daarvan hoor nie. En jy kan sê, maar as jy dom pastoor, dat jy oningelig wil wees. Ek wil oningelig wees oor hierdie goed. Want eintlik moet hierdie skrif nie so gelees word nie. Ons lees dit, ons leef dit, dat ons dit so moet lees, want 'n groot en kragtige deur het vir ons oopgegaan. En daar is baie teestanders. Dis hoe ons leef. Maar ek wil u help vanmôre. Kom net by die reg lees van die skrif uit. Want is dit wat die Here bedoel het, hoe hierdie skrif behoort gelees te word. Kom ons
lees dit net reg. Kom ons lees dit net reg, dan het ons 'n goeie vertrekpunt. Lees dit net weer saam met my. Wat 'n groot en 'n kragtige deur het vir ons oopgegaan. Wat ek julle hoor? En die tweede deel? En daar is baie teestanders. Kom ons lees dit weer. Wat 'n groot en 'n kragtige deur het vir ons oopgegaan. En daar is baie teestanders. Klink 'n bietjie anders. Kan dit nog een keer probeer. Wat 'n groot en 'n kragtige deur het vir ons oopgegaan. Prys die Here! Prys die Here! Prys die Here! Ek kyk vriende langs jou. En so wat, daar's baie teestanders. Want weet jy wat? Die Engelse Bybel sê, for a great and effectual door has been opened unto us. Hoor net as ek dit reg sê. A great and effectual door has been opened unto us. Die teestander was daar van die begin af. Die Engelse Bybel sê, the adversary. Hy was daar van die begin af. Toe God die mens volmaak skape en hom in die volmaakte tuin sit, toe kom die vyand en hy besoedel hierdie volmaakte pragtige paradysprentjie, want hy was daar. Toe die Here sy volk kies, en hy kies hierdie spesiale, hoogs intelligente tot vandag toe, Israel, wat meesters is op alle terreine, kies hy as sy volk, van die begin af, elke keer nes die Here, die volk reg op rigting het, dan is die duiwel daar. As dit nie 'n goue kalf is nie, dan kla hulle. As hulle nie kla nie, dan doen hulle een of ander iets, waar God hulle moet terugtrek, want die vyand was daar van die begin af. Toe koning Dawid, 'n man na die hart van God, op die dak kom, toe is die duiwel daar ook. En die volgende oomblik, toe is hierdie man in groot moeilikheid, toe Jesus in die tuin van Getsemane is, en dit die wonderlikste oomblik is, dat hy op pad is om die grootste oorwinning te behaal, wat daar ooit sal wees, toe sug Jesus in die lig van hierdie vyand, Vader, laat hierdie bitter beker by my verbygaan. Verstaan jy dat die duiwel is definitief aan die werk? As jy dit nie weet nie, my ouma sou sê, die duiwel is hier onder ons. Ek onthou baie dae, sy geloop, sy het altyd of 'n koortjie gesing, en dan so elke nou en dan, so een keer in elke 3 of 30 minute, dan sal sy sê, Rama Satan! Dan weer die duiwel, hy tot nou daar, ergens is hy aangespreek en hy moet pad gee. Die waarheid is, die duiwel is hier, die duiwel is in die dorp, die duiwel is in die lig, die duiwel is oral. En die Bybel sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Ek wil jou iets vertel as jy dit nie weet nie. As daar nie donkerte was nie, dan het vanmôre se sonsopkoms niks beteken nie. Want dan het lig nie nodig gehad om te skyn nie. Dan was dit maar net daar. Maar donkerte gee lig sy waarde. Ek weet nie of jy dit weet nie, dat as 'n mens droogte ken, dan waardeer jy water. As 'n mens armoede ken, waardeer jy geld. As jy swaar kry ken, as jy val ken, dan weet jy wat dit beteken om op te staan en opgehelp, dan het jy medelee met iemand anders se swakhede, soos wat die Bybel sê, Jesus, wat ons hoëpriester het, wat die hemel deur gegaan het, wat medelee met my en jou het, want hy was 'n mens soos ek en jy, en hy was ook versoek, hy het ook honger geword, dors geword, hy het ook begeertes gehad, maar hy het weerstaan. Maar eers wanneer jy dit geword het, wanneer jy dit is, kan jy verstaan dat wat dit beteken as iemand val en om nie te trap verder nie, maar om hom op te help. Wie van julle weet dat as daar nie weerstand was nie, was daar geen vliegtuig wat in die lug sou kon bly nie. Weet jy hoekom moet 'n vliegtuig 'n sekere spoed hê om op te styg? Want hy moet windweerstand skep, sodat hierdie windweerstand hom kan oplig en hom kan wegvoer. Dis wat 'n arend doen, dis wat moet gebeur. Weerstand maak jou sterk, weerstand vat jou na hoogtes toe, weerstand bring
beste oefeninge vir atlete is weerstandsoefeninge. Vir boksers, vir wie ook al. 'n Sportman het nodig om weerstand te hê om te kan presteer. Jy leer eers regtig om te kan wen. Dani was 'n wonderlike atleet. Hy sal vir jou sê hoeveel weerstandsoefeninge moes hy doen om die rekords te kon behaal wat hy wel behaal het. Luister wat ek jou vanmôre sê, die negatiewe moet ongelukkig onder ons wees. As die duiwel nie hier was nie, het Jesus Christus niks beteken nie. As hier nie 'n negatiewe draad vanmôre ergens onder ons was nie, dan help die positiewe draad absoluut niks nie. Maar as jy die twee bymekaar uitbring, dan kry jy krag. Halleluja, dis dan wanneer krag opgewek word. Luister mooi, wat sê Jesus? Hy sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En dan sê hy iets wonderliks. Hy sê hy sal ingaan en hy sal uitgaan en hy sal veiding vind. Ongelukkig kan ek jou nie 'n evangelie vanmôre aanbied waar ek jou kan waarborg dat na vanmôre se preek as jy glo wat ek sê en jy glo saam met my en jy word 'n poniemens en jy kom uit al jou negativiteit en jy hou op om te luister na negatiewe goed, dan kan ek jou nie waarborg dat alles met jou sal goed gaan nie. Daar's tye wanneer jy beslis ergens hierdie vyand, hierdie teestander van die deur, wat dat jy hom gaan teekom, op watter manier ook al, of dit in jou liggaam is, of dit in jou finansies is, of dit in jou huwelik is, of dit in jou verhouding is, of dit waar ook al is, jy gaan die duiwel teekom. Maar Jesus sê, ek is die deur. Wie deur my ingaan, sal gered word. Hy sal ingaan, en miskien sal hy weer uitgaan ook by tye, maar al gaan hy in, of al gaan hy uit, hy sal veiding hê. Halleluja, daar's 'n ander vertaling wat sê, hy sal vrede hê. Ek wil vir jou vanmôre sê, hy sal oorwinning hê, hy sal krag hê, hy sal moed hê, hy sal hoop hê, hy sal aangaan in alle omstandighede, sal jy die Here prys, soos 'n poniemens. Ek is hier, van die Here. Weet jy, dat was dit nie vir die deur nie. Pastoor Jan, luister vanmôre mooi. Dan was daar niks in Afrika om te gaan doen. Maar omdat Jesus ergens aan die kruishout van Golgotha, die verskriklikste, ergste ding wat kon gebeur, deur homself te verneder tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis, toe word dit die grootste oorwinning wat daar ooit sal wees. Halleluja, Jesus lewe, hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en die einde, glo jy dit? As jy dit glo, wees bly saam met my, 'n groot, kragtige deur het vir ons oopgegaan. Weet jy wat is die geheim van die evangelie? God het sy, luister hierna, het sy volmag, as dit by my en jou wil kom, het hy afgeteken. Met ander woorde, God het gesê, goed, mens, ek gee jou die reg om te besluit. Wil jy 'n batterylose speeldingetjie wees? Of ene met batterylose speeldingetjies? Of wil jy 'n mens met 'n ponie wees? Wil jy die keuse is in jou hande. Daar's nêrens nie 'n enkele plek in die woord van die Here. Die Here kan dit doen, glo my, hy's God, hy's almagtig. Hy kan my in jou vat en in 'n hoek vasdruk en my in jou breek, elke stukkie, en vir jou sê, jy sal my dien. Hy kan dit doen. En glo my, dis vreeslik, sê die Bybel, om te val in die hande van 'n lewende God. Die Bybel sê, vrees hom wat jou liggaam en jou siel in die hel kan werp. En hy praat van hierdie deur. Hy praat van God die Almagtige. Hy praat van Jesus Christus. Maar luister ook wat ek jou wil sê. Daar's nie 'n manier hoe God jou gaan
dwing om te glo of op hom te vertrou as jy nie wil nie. Hy het jou wil vir jouself gegee. Dis soos, ja, hulle word gebore. Dan sal hulle kan nog nie eens behoorlik praat nie. Dan wil hulle of hulle wil nie. Ek het 'n klein seentjie, die mooiste, klein, pragtigste, vriendelikste dingetjie, tot jy iets vir hom gee, wat hy nie wil doen nie, dan slaat hy op hy vloer neer, dan sê hy, vir so rukkie, tot ons almal tot verhaal kom, en dan staan hy op en gaan hy aan. Ek weet wat julle sê, ek gryp hom, jy slaat dit net nie voor my nie. Oupa, gee nie pak nie. Ma en pa doen dit agter die oë, ek wil dit nie sien nie. Maar die waarheid is, daai wil is ingebore in jou. Jy kan wees wat jy wil. Jy kan gaan waar jy wil. Niemand het jou vanmôre gedwing om in hierdie kerk te wees nie. Niemand het jou gedwing om die huweliksmaat te kies wat jy gekies het nie. Niemand het jou gedwing om die werk te doen wat jy doen nie. Jy het die keuses gemaak op grond van dit wat vir jou beskikbaar was. Het jy gekies, glo jy dit, weet jy dit? Weet jy die evangelie is presies dieselfde? God sê, luister mooi, Jesus sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en wat sê hy dan? En ek sal julle rus gee. Maar die komdeel is joune. Onthou jy die verlore seun se gelykenis? Die vader het hom van ver af gewag vir hom. Maar hy moes opstaan en hy moes sê, ek sal teruggaan na my pa toe. Weet jy dat die woord van die Here praat oor Jesus? Jesus is aan die woord. In die boek Openbaring is hy besig met die profetiese woord aan Johannes en hy sê, kyk, ek, God die Almagtige, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dink jy die Here kan nie die deur oopmaak nie? Dink jy die vinger van God, dink jy die asem van God kan jou en jou deur nie wegwaai nie? Maar hy doen dit nie. Hy het daai deel van sy almag het hy in my en jou hande gesit. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en klop. As jy my stem hoor en jy vir my oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hou en jy moet hy maar met my. Maar weet jy dat Jesus gaan buite bly solank as wat ek en jy hom nie toelaat nie? Weet jy dat ek en jy kan kies vanmôre wat ons wil hê uit hierdie vers? Ons kan vanmôre sê, 'n groot, kragtige deur het vir my oopgegaan. Prys die Here en ek gaan daarin instap en ek gaan doen wat die Here wil hê ek moet doen. Of jy kan sê, en daar was baie teestanders. Jy kan vanmôre kies aan watter kant jy wil wees, maar kom ons sê net vir mekaar 'n paar goed oor hierdie deur. Jesus is aan die woord. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Maar jy sê, pastorie, jy weerspreek jouself, want jy het so pas gesê, God het sy almag afgeteken. Daai stukkie, onthou, God kan jou wil buig as hy wil, maar God wil nie, want hy wil nie hê jy moet hom dien uit dwang nie. Hy sê dit ook, hy sê, my seun, gee my jou hart. Sit jou hart in hierdie saak. Moenie net vanmôre by die kerk instap en jou naam op 'n register hê en sê ek het groot geword hier, of dis al wat ek ken nie. Die Here soek vanmôre iets waarin jou hart is, want 'n atleet sal vir jou sê, die gevaarlikste atleet is ou wat nie met sy hart hardloop nie. As sy hart nie daar is nie, dan gaan hy definitief verloor. Maar die Here soek mense wat vanmôre sê, ek is besig hier met die een aan wie gegee is alle mag in die hemel en op die aarde. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die begin en die einde. Hy is die Heer. Die Bybel sê, luister hier, Kolossense 2 vers 10. Hy sê, julle, ek en jy, hierdie volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, want ons worstelstryd, kom ons praat net gou oor hierdie teestander, ons worstelstryd
worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, en hoor nou al die goed hier rondom ons, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hy noem al hierdie vreeslike goed wat hier rondom ons is. Nou kom Jesus en hy sê, dis alright. Hy sê, weet jy wat sê ek vir jou? Ek, Jesus Christus, is die hoof oor elke mag van duisternis, oor elke demoon, oor elke duiwel. Jesus is 'n beheer. Hy is die koning. Hy bepaal die lotgevalle van mense. Ag man, sal jy jou oomblik sê, Here, ek verstaan, U is die beheer. 5 verse verder in Kolossense 2 sê hy, en luister hoe mooi druk hy dit. Hy sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het, wat hy gedoen het, is hy die duiwel se rok uitgetrek en gesê dat die ganse seun Rama Satan. Dis wat Jesus gedoen het. En ons is tevrede met die teestander hier saam met ons. Stap jy hier uit dan hoor jy hoe 'n ou sê, daai pastoor het lekker gepreek vanmôre, hy's 'n bietjie loud, maar het was lekker. Maar hy weet nie wat sy stryd het, ek nie. Dis mos hoe ons dit doen. Daai, en jy moet mos eers luister as die ou die maar uitgespreek het. Weet jy wat soek God by sy kerk? Soek by sy kerk mense wat sê, maar as Jesus die deur is, as Jesus die mag het oor alles, dan is ek nie vanmôre bloot 'n slagoffer van die duiwel nie. Romeine 8 sê, ons is gereken as slagoffers. Die duiwel dink, hy kan doen wat hy wil, maar ek het vanmôre vir jou 'n woord, dat die Bybel sê, 'n groot en 'n kragtige deur het vir ons oopgegaan. Halleluja, en sy naam is Jesus, hy is die deur. Maar ek het nie uitkom by die deur. Toe die kleerling in die hospitaal na lang operasie, na lang aansterk, hy was raak gery deur 'n kar, en toe die dokter vir hom sê die dag hy kan huis toe gaan, sê hy, dankie dokter, sal ek nou kan gitaar speel. Dokter sê vir hom, ja, jy sal kan. Hy sê, dankie, ek kon nie van tevore nie. Dis as jy die deur vat. Dis as jy die deur verstaan. Want jy sien ons is besig met al hierdie, dis COVID, en al hierdie ellende, dra maar jou maskertjie. Ek sê nie, jy moet dit doen nie. En ek sê nie, jy moet nie, ek weet nie of al die ivermectin werk nie. My vrou het gesê, werk vir my, dan is varkmedisyne. Maar die waarheid is, ek weet nie of dit vir almal werk nie. Ek weet nie al hierdie goed wat ons doen en wat nodig is. Maar wat ek vir jou wil sê, COVID het nie die mag nie. Dis die teestander. Jesus het die mag. Halleluja. Dan sal jy die Here prys. Sal jy die Here prys. Jesus is die Heer, hy is die koning, hy is die rots, hy is die beskermer. Nou wat ek en jy vanmôre by moet uitkom, is ons moet deur die deur kom. Soek jy geluk, soek jy die regte lewensmaat, soek jy vrede en vreugde in jou lewe, dan sê ek vir jou vanmôre, voor jy enigiets gaan soek, kom net deur die deur, dat jy aan die binnekant van Jesus Christus se beskerming is. Wat ek nou vir julle vertel is 'n werklikheid wat regtig gebeur het. Ons sangleier in die Kaap, met die gemeente daar by die seker miskien 14 jaar terug, lei die aandsange. Sy vrou het vir maande, dalk vir jare geswik onder die verskriklikste hoofpyne. My vrou sê vir my vanmôre toe ons al oor praat, sy het 'n knoppie langs die kop gehad. En hulle identifiseer 'n gewas op haar brein. Ek het by 'n ander geleentheid gesê op die long, ek het dit verkeerd gehad, maar op die brein, dat wat so groot soos 'n golfbal is. Kwaadaardig. En daai aand sing ons, doodnormale diens soos nou, net lekker gesing. Ek was op 'n stadium so bewus van die Here se teenwoordigheid vanmôre hier. Miskien omdat hierdie in my hart is vanmôre, dat ek aan die binnekant van die deur wil uitkom.
En pastoor Willie Rudolf sê daai aand, heel onverwags is die sangleier, maar hy sê, die Here lei hom nou, ons moet bid vir die siekes. En hy vra sy vrou om na vorentoe te kom. En Nicolien stap uit en toe sy voorkom toe, klim pastoor Willie self van die platform af. En hy gaan bid vir haar, sy bid vir al die siekes, sy draai om en gaan huis toe soos altyd. Dinsdag sit ons by die pastorie en my telefoon lui, en aan die ander kant is dit 'n spesialis. Ek weet nie of dit 'n neuroloog was nie, ek neem aan dit was, maar is 'n dame. En sy sê vir my, pastoor, hier sit 2 mense in my spreekkamer, aan die oorkant van my tafel. Hulle hoor wat ek nou vir jou sê. Pastoor Willie en Nicolien Rudolf. Sy sê, pastoor, ek het die plate voor my, waar 'n gewas, kwaadaardige gewas so groot soos 'n golfbal, duidelik vertoon word. Ek is die een wat dit identifiseer het. En Nicolien het vanmôre gekom, sodat ons haar kan opneem. Sy sê, maar vanmôre, stuur ek haar weer vir 'n scan. Sy sê, pastoor, ek sit nou met die scan se plate langs die ander plate. En die gewas op die brein is weg. Weg! Halleluja! Ek het vanmôre vir jou iets verduidelik. Jy hoef nie 'n slagoffer te wees nie. Hierdie kinders se lewe hoef nie 'n gemors te wees in Suid-Afrika, wat ons almal wonder wat sal van hierdie kinders word nie. Jy hoef nie vanmôre bekommerd te wees oor jou kinders nie, Tannie Bes. Jy hoef nie vanmôre, ek wil vir jou iets sê, as jy glo in Jesus, dan wil ek dit waag om vir jou te sê, sonder om aan jou 'n prosperity godsdienst voor te hou, want dis 'n dwaalleer, daar gaan teestanders wees, want hulle is oral rondom ons, maar ek wil vir jou sê, God sal vir jou sorg, pastoor Samuel, tot jy grys en oud is. Die Here sal vir jou voorsiening maak, Ben. Die Here sal vir jou dra. Die Here sal jou liggaam dra. Al is jy siek vanmôre, en almal gaan nie nou skielik gesond word nie, maar ek wil jou sê, die Here sal jou die krag gee om deur dit te kom. Luister net vanmôre wat Jesus sê. Kom ons herhaal dit, sit net weer op daai skrif, en kom ons lees hom net weer saam. Maar kom ons lees dit vanmôre met begrip. Kom ons verstaan wat skryf Paulus aan die Korintiërs. Wat 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. Lees dit weer. Wat 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. Lees dit tot jy dit glo. Wat 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan. Wat 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan. Nogmaals. Wat 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan. Woe, halleluja, sal jy die Here eer. Die Here is oop. Die Here is oop. Die Here is oop. Halleluja, kom ons loof die Here. Kom ons prys sy naam. Kom ons lig die koning omhoog. Maar die wêreld weer is ons koning. Hy is ons God. Hy is ons voorsiener. Hy is ons rots. Hy is ons bron van lewe. En nou draai jy met die engel langs jou toe en sê vir hom, en daar is baie teestanders. Daar nie einde punte nie. Want vanmôre is ons aan die weenkant. Dis soos daai, ek voel amper ek kan dit sing vanmôre. Ek wil dit vir die vyand sing. Help 'n bietjie, help 'n bietjie, help 'n bietjie daar. Onthou julle daai. Ken julle vanmôre die waarheid? Jesus is die Heer. Jesus is die koning. En wie van julle glo regtig saam met my? Sonder dat jy een of ander medikasie op dag aan het, sien jy, hier is die 2 pilare, met 'n groot kusyn, sien jy dit hier, sien jy dit hier, sien jy het saam met my, sien jy hier sit deur, groot, swaar deur, sien jy hierdie deur, staan nie op 'n skreefie oop nie, hy is waarheid oop, sien jy hom? Nou ek wil jou vanmôre
vra hom iets saam met my te doen as jy dit glo. As jy glo Jesus is die deur, vra ek vir jou om in die geloof. Kom ons stap vanmôre deur hierdie deur. Ek is die deur. Halleluja. Wie deur my ingaan, sal gered word. En hy sal ingaan, en hy sal uitgaan, en hy sal veiding vind. Hy sal vrede vind. Hy sal voorsiening vind. Kom in deur die deur. Kom in vanmôre. Stap deur die deur. Moenie vanmôre hierdie kans nalat nie. En wanneer jy dit doen, moet dit nie doen omdat ek jou vra nie. Glo vanmôre in Jesus die deur. Glo vanmôre. Hy druk die vyand met sy werke uit hierdie gebou vanmôre, uit jou hart en uit jou lewe. Jy's 'n oorwinnaar, sê die Bybel, en meer as dit. Die Bybel sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of vervolging, of benoudheid, of honger, of naaktheid, of swaard. Want soos geskryf is, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Prys die Here, want ek is verseker, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Sê net, hier is die deur. Hier is die deur. Hier is die deur. Sit jou hand weer in sy hand. Vat vanmôre weer Jesus in die geloof vir wie hy is. En ek wil jou vanmôre sê, met die nodige minagting wat dit werd is, ek kan nie teen die duiwel veg nie. Klim agter die deur in. En die duiwel is bietjie groter as ek en jy. Maar wanneer hy in die lig, Dr. Isaac Burger sê baie belangrike ding. Hy sê, moenie die duiwel in dieselfde konteks of asem noem as Jesus Christus nie. Hy sê, want Jesus is skepper. Jesus is koning. Die duiwel is skepsel. Hy kan nie skep nie. Hy kan nie maak nie, hy kan net verbreek. En hy kan alleen verbreek as ek en jy hom die kans gee. Maar vanmôre is die deur oop en ek is so bewus van die teenwoordigheid van die Here. Weet jy dat die Here raak vanmôre krankes aan in hierdie gebou. Die Here raak vanmôre mense se lewens aan. Die Here raak huwelike aan. Die Here raak jong mense aan vanmôre. Ek spreek oor jou geluk uit vanmôre in die naam van die deur Jesus Christus, dat hy jou die regte maatjie sal gee. Ek spreek seën uit oor jou liggaamsomstandighede. Vrou vanmôre, luister hier, die Here raak vanmôre mense in hierdie gebou aan. Jy gaan hier uitstap met 'n getuienis. God het jou aangeraak. Glo jy in die Heer? Glo jy in die Heer? Roep net halleluja. Roep net die koning is vaal. Al wat ek wil doen, ons moet vanmôre instap deur die deur. As 'n liedjie, ek is so lief vir hom, ou koortjie. God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands, everlasting joy with gladness in their hearts. And in this army I've got a part. En dit het eintlik niks met my en jou te doen nie. Gaan nie oor jou of ek nie, dit gaan oor die deur. Dit gaan oor, sien julle nog die deur? Sien julle die deur bly oop? Sien julle die deur bly oop of jy ingaan of uitgaan? Jesus is hier. En hy steek sy hand uit oor jou vanmôre. Luister hier, die Here gaan jou aanraak. Ek wil net vir jou sê wat die Here vir my sê hierdie oomblikke. Here sê vir my, as pastoor Jean jy met my bel, want die Here raak iemand se liggaam nou aan. Ek weet nie wie jy is of waar jy is nie, maar ek weet die Here staan in hierdie oomblikke by iemand stil wat in nood sê, Here, asseblief help my. God is hier. The door is open. Halleluja, ons is aan die wenkant. Ons is nie verloordes nie. Die vyand is daar van die begin af, maar hy's buite. Halleluja, hy's buite. Die koning is hier.
speel hy liedjie God's got an army. God's got an army marching through this land, deliverance in their song, within their hand. Oh, everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Oh, God's got an army, oh, marching through this land, deliverance in their song, within their hand. Everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Oh, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Oh, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Yes, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands. Oh, everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Oh, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands. Yes, everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Oh, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Oh, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, and in this army I've got a bar. Yes, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, with healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, in this army I've got a bar. Oh, God's got an army marching through this land, deliverance in their song, with healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, in this army I've got a bar. God's got an army marching through this land, deliverance in their song, with healing in their hands. Everlasting joy, with gladness in their heart, in this army I've got a bar. Hallelujah. Loof die Here, hallelujah. Glory to God. Wil jy net jou hand op een langs jou sit? En net sê, Here, raak my broer of my suster vanmôre aan. Dankie vir u teenwoordigheid hier vanmôre, Here. Halleluja, halleluja. Kom ons eer hom net vir sy woord vanmôre. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Kom ons bly net bid. Halleluja. Dankie Here dat u vanmôre met ons bemoeienis kom maak. Dankie vir u woord, u ewige woord in ons midde. Dankie dat u ons vanmôre versterk, Here. Dankie dat ons vanmôre ons fokus net so bietjie kan skuif na Jesus toe. Halleluja. Al die lof en al die eer kom u toe. Prys sy naam. Halleluja. U kan die sitplek vir 'n oomblik neem. Glory to God. Baie dankie Marius vir daai Gods geïnspireerde woord. Dit het my goed gedoen vanmôre. Halleluja. Amen. Here is getrou. Prys sy naam. Ons bid die Here om ryklik sal seën en versterk ook. Voordat ons doen, wil ek vra Tannie Jody en my pragtige vroukie gou vorentoe kom asseblief.
Jy kan hom uitrol en sit, maak nie saak nie. Praat met Marius ook vir ons net, hier sal kom staan asseblief. Dis net 'n klein blykie van waardering van my en Melien, bestuur en ook die gemeente se kant af. Mag die Here julle ryklik sien. Dankie vir al julle opofferings. Dankie wat vir julle vir die werk van die Here te doen beteken. Amen. Nou julle wat het Adi gesê, julle die pad, we'll be back. Ja, kom maar eens. Maar weer dit prys die Here. Amen. Ek wil vra Roan en Willie, wil julle nie vir ons hierdie nagmaaltafel vorentoe bring nie, groot asseblief. Ek wil vra dat Monica vir ons net 'n gebed sal doen aan die tafel. Kom ons sluit dit ons oor. Ons sluit dit oor. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg vanmôre. Here om u woord te kan hoor. Here, dankie vir u grootheid en die guns in ons lewens. Here, ek wil bid vir hierdie tafel. Here, ek wil vra dat u ons siele sal seën, Here. Ons sal weet, Here, dat ons sal weet dat hierdie tafel 'n groot ding is wat u vir ons gedoen het en ons doen dit in nagedagtenis van u. Dankie dat ons die nagmaaltafel kan gebruik om herinner te word aan u grootheid en die groot daad wat u vir ons gedoen het. Here, dankie dat ons na u toe kan kom met enige probleem, met enige iets, as gevolg van hierdie tafel. Ek wil die loof van die prys. Voed nou ons siele met die brood van die ewige lewe. In Jesus se naam. Amen. Amen. Jesus het die nag waarin hy vir daai brood geneem. Dit nadat hy gedank het gepreek en aan sy disippels gegee en gesê neem eet. Dit is my liggaam. Na die brood ook die beker. So dit is die bloed van die Nuwe Testament. Ons het vanmôre gehoor dat die Here gesê dat hy raak iemand aan. Wanneer jy vanmôre jou hand uitsteek na die tafel, sê Here, ek sien my liggaamlike omstandighede raak. Ons het 'n praktiese reëling terwyl dit COVID tyd is, dat jy in die buitepaadjie sal vorentoe kom, jouself dan sal omdien met die tafel en dan in die middel weer terug beweeg. So ons wil vra dat julle daarvan Annetjie se kant af, wil julle vir ons die kant vorentoe sal kom en jou net bedien vanmôre by die tafel van die prys en dank. Halleluja. Kom ons sing al die saam. Oh, the blood of Jesus. Hallelujah. Oh, the blood